Daar sê, goeiemôre, lekker om almal te sien. Ek wil sommer dadelik wegspring met 'n storie vanoggend. Ons leier in Doxedayo wat die globale leierskap optel van Doxedayo, John Simons, vertel 'n storie van 'n konferensie wat hy bygewoon het in Amerika, so ek sê 5-6 weke terug. En hy sê hy connect met hierdie ou, die ou is van Nepal, hy's 'n kerkleier in Nepal en hy sê die bediening het omtrent so in die laaste 20 jaar 700 kerke geplant in Nepal en hy hoor die storie van wat hierdie ouens doen is onder andere wat hulle doen is hulle het gemeentelede wat diens doen op die grens tussen Indië en Nepal. Nou as jy wonder waar Nepal is, as jy vir my daai foto kan opsit, dis hierdie pragtige land met die mooiste berge en hy grens so aan Indië. En ons het nou baie dat die grense is half oop. Jy weet, jy hoef nie 'n paspoort of 'n visa te hê nie, maar hulle het gemeentelede wat diens doen by die grens om meisies te red wat in human trafficking vasgevang is. So nou sit hulle het ete saam en Jean vra vir die ou, vertel my 'n bietjie meer van dit. Jy weet, hoe werk dit en wat doen julle? En hy sê nee, die ouens het roosters opgetrek onder mekaar. En dan doen hulle diens daar en die polisie weet daarvan, hulle is bewus van dit en as hulle sien hier kom 'n volwasse man met 'n dogtertjie deur of 'n meisiekind deur wat sy lyk duidelik nie soos, jy weet, sy kind nie, hulle lyk nie soos mekaar nie, dan tree hulle in. Dan tree hulle in en hulle split die twee van mekaar en dan probeer hulle waar hulle dit regkry om deur te breek na hierdie meisiekind toe en hierdie gesprek te hê met haar en as hulle dit regkry, want kyk, hulle is mos maar bang, hulle is verskriklik bang, hulle is allerhande beloftes gemaak en stories vertel van wat hulle sal kry, so, maar as hulle die deurbraak kry, en hulle kom agter, hierdie is so geval, en vra hulle sommer dadelik, wat is jou ma se nommer, wat is jou pa se nommer, en net daar, dan bel hulle. En Jean sê, duisende kinders word so gered, as gevolg van een gemeente wat besluit het om diens te doen by die grens tussen Nepal en Indië. Is dit nie incredible nie? Nee, daar is gewone ouens soos ek en jy, gewone mense soos ek en jy, wat gekies het om Jesus te volg, maar vir hulle was die volgdeel iets prakties. Iets prakties, hulle verstaan iets van we are marked by His glory and we are known by His love. En vandag wil ons klaarmaak met 'n reeks wat ons afgeskop het en waar ons met jou gepraat het oor die gedagte van gemerk wees en daar's 4 goed wat ons vir jou kom sê. Die eerste ene is iets verstaan van ek is geroep deur die Here. En die tweede ene is daar iets van die verstaan van ek is geanker in hom, ek is gegrond en gewortel in hom. Dis waar my energie en my motivering vandaan kom. Laasweek het Marius iets kom sê van, maar die Here vorm ons ook in hierdie proses. Nee, ons is 'n ons is die klei, hy is die pottebakker, daar's 'n vorming, die Here werk met ons, hy snoei ons partymal, maar hy is die hele tyd besig in 'n proses waarin hy ons dan ook vorm. Maar hier is die ding, dit eindig nie daar nie. Dit eindig nie net by jou nie, dit eindig by die plek waar jy besef, jy is ook gestuur. Jy's gestuur na ander toe. En dis wat ons vanoggend vir 'n oomblik by wil stil staan, as jy hierdie ding hierbo lees en sê het family on mission. En party mense vra, partymal wonder, partymal wat is dit? Jy weet, wat sê ons daardeur en ek het besef dalk is daar iets van daai vraag in jou hart vanoggend. En hy sê, wat sê jy vir my? As jy vir my sê, Johan, jy is saam met Jesus op 'n missie, wat bedoel jy? Jy weet, as jy vir my sê, ek is 'n gestuurde van die Here, want hier is die ding, kom aan, ons dink partymal aan gestuurdes as daai sendelinge wat baie ver gaan. Nee, so die oomblik wat jy voel, gestuur, dan dis waantoe jou kop gaan. Wat dis hoe dit vir my en Renée was, toe ons net die Here se roeping beleef het op ons lewens, baie jare terug nou, ons eerste jaar al Bybelskool, en in die sendingwetenskap klas, Johan Karstens, hy het net 'n manier gehad om oor sending te praat daar in die 1040 venster, die verbode lande waar jy nie die evangelie mag inbring nie. Praat Johan en ek beleef so hierdie
ek is 'n gestuurde van die Here, ek moet Turkye toe gaan. Johan kyk my so, ja, hy sê, ja, jy lyk soos 'n Turk. Gaan huis toe sê vir hom, hy sê eers nee, later, die jaar daarna toe sy in sy klas kom sy en sy sê, ja, ek dink ook ons moet Turkye toe gaan. Gelukkig het die Here ander planne gehad, maar as ons nou gevoel het, hy's gestuur is, dis hoe ons sou gelyk het. Ten minste, dis wat AI sê, nee, dis hoe ons sou gelyk het, in Turkye daar in Istanbul, dis waarmee ons besig sou wees, maar die Here duidelikheid kom gee langs die pad, en veral duidelikheid, dat gestuurde beteken nie noodwendig Turkye nie. Daar's 'n roeping vir sulke ouens, daar is 'n werk vir sulke ouens, daar's ouens wat spesifiek 'n bediening beleef, en die Here gee duidelike leiding, maar wat van jou? As ek sê jy's 'n gestuurde, wat beteken dit vir jou volgende? Nee, miskien skrik jy en jy sien daai prentjie en jy dink, genade, miskien dalk moet ek Nepal toe gaan, of Turkye toe gaan, of China toe gaan, of put sonder water toe gaan. Nee, is daai gedagte in jou kop, en dis waarby ek vir 'n rukkie wil stil staan. Hoe lyk dit vir jou as jy 'n gestuurde van die Here is? En hier's wat ek eintlik net vir jou gesê, gestuur begin met 'n begeerte in jou hart. Dis 'n begeerte wat sê, Here, maak my 'n instrument van hoop en genade in iemand se lewe vandag. En dan gaan hy begeerte oor en hy skop oor in 'n aksie in. Dis wat gestuurde beteken. Johannes 17:18 bid Jesus en hy sê, net soos U my in die wêreld ingestuur het, so het ek ook hulle in die wêreld ingestuur. Praat met sy Vader. Hy maak hierdie duidelik, hy sê, net soos U my gestuur het. En so dis die eerste ding wat ek vir jou wil uitlig hier, daar's iets van 'n DNA van stuur, van hoe stuur lyk, hoe dit gelyk toe Jesus gekom het. En Jesus het nie op 'n afstand die wêreld kom regruk nie. Die Romeins-Griekse era het hulle die idee gehad van die gode wat sit op die berg Olympus of waar ook al, en dat hulle daarvan uit die hoogtes uit goeders manipuleer, as die weerslaan, die donder weerslaan, as daar storm op die see is, as daar aardbewing kom, dis die gode wat tot hulle eie vermaaklikheid ons aarde kom skud, en ons lewens beïnvloed, omdat hulle die gode is, en hulle doen dit daar op afstand, en die Here kon daar op sy troon, sekerlik kon hy op die troon sit, en beheer uitoefen hier op die aarde, maar wat doen Jesus? Hy kom aarde toe, hy word 'n kind, dink vir 'n oomblik aan, die skepper van heelal, wat alles gemaak het. Ek weet nie of jy wonder oor Artemis 2, nee, of ek dink is 2, wat nou om die maan gegaan het. Miskien jy aan die conspiracy kant sê, hulle is daar om Las Vegas, man, daar so het hulle ding opgeslaan. Of dalk sê nee, ek dink hulle was daar. En alles wat daar ingegaan het, en dis net hier in ons backyard, nee. Hoe groot is die heelal? Dis die skepper, die woord sê, hy het woord gespreek en alles het tot stand gekom. En nou sê die woord ook, en hy het mens geword. En hy het onder ons kom woon. Jesus het naby gekom. Dis wat ek vir jou wil sê, is hy het in gesprekke om tafels met mense gesit en brood en vis eet. Hy het na ons geluister, na hulle stories geluister, hy het belang gestel. Hy het nie net in die wêreld ingekom nie. Vader het hom nie net in die wêreld ingestuur nie, maar hy het in mense se persoonlike wêrelde ingekom. Gesprekke met hulle gehad, oomblikke met hulle gehad. En so, gestuur beteken nie, jy gaan weg iewers heen nie. Gestuur, die DNA van gestuur is jy's intentioneel met waar jy reeds is. Waar ek en jy reeds is, ons stap in ons werksplek, ons stap in ons huis waar ons woon, die buurt waar ons bly. Ons beweeg in sekere kringe en ek beweeg met dieselfde doelbewustheid as wat Jesus mee aarde toe gekom het. Dis wat gestuur beteken. En so daardie doelbewustheid, daai intentionaliteit, die dryf agter dit is liefde. En dis my tweede gedagte vanoggend, is ons gestuur in liefde. Hierdie skrif ken ons almal so goed uit ons hart uit eintlik. Johannes 3:16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dan sê hy vers 17, want God het sy seun na die wêreld toe gestuur, om nie die wêreld te veroordeel nie, maar die wêreld deur hom gered kan word.
Nee, dis die hart, dis die motivering van die stuur is so lief het God die wêreld gehad. Dis die stuursbesluit, dis wat gedryf word deur liefde. En dan kom Johannes 13:34 sê Jesus die volgende, hy sê ek gee vir julle 'n nuwe gebod, dat julle mekaar moet lief hê. Ons haak vas by hierdie skrifgedeelte, ons slaan hierdie pen baie diep in, ons staan hierdie laaste paar weke, staan ons baie stil by hierdie skrifgedeelte waar Jesus hierdie opdrag kom neersit. Julle moet mekaar lief hê. Die woord vir liefde daar is die woord agape, is 'n werkwoord. Dis nie 'n emosiewoord nie, dis nie die emosie wat oor jou spoel. En in die oomblik voel jy butterflies en nou kan jy lief hê nie. Dis 'n besluit, dis 'n keuse wat jy maak om in 'n oomblik net te beleef hoe die Here jou dring en jou kom posisioneer as 'n gestuurde in iemand se lewe. Partymal staan ons in 'n sekere situasie, scenario waar ons voel hier het ek nou nodig. Iemand druk in voor jou in die ry. Iemand druk in voor jou by die verkeer, nee, is daar langs die netbalveld, is daar 'n mamma wat iets sê, of langs die rugbyveld, ons hoor nou die dag. Dit is ons kinders wat ons vertel het van hierdie mamma. Dis kleintjies, kleintjies, wat nou op 'n manier met mekaar daar in die billetjie rappie of wat ook al, weet nie, een die ander dalk 'n bietjie hard getackle het, nou skree die mamma hier van die kantlyn af, slaat hom in die vuis. Weet, dan staan jy dalk daar en dink, ag Here, okay, laat daai liefde, laat daai emosie nou net oor my spoel, want ek weet nie hoe anders te gaan ek nou lief hê nie. Nee, maar dis 'n besluit om my te posisioneer in iemand se lewe in as 'n gestuurde. Dis nie net hierdie sagte, ag shame, ek kan sien dit gaan moeilik met jou lewe nie. Dis 'n oortuiging in jou binneste, dis 'n oortuiging en 'n besluit wat jy neem, wat jy sê, Here, wat kan ek doen in hierdie oomblik om hierdie persoon een stappie nader aan Jesus te bring? Een stappie nader aan U. Hoe kan ek die goedheid van God in jou lewe net inbring in 'n oomblik in? Wat ook al sin maak vir daai oomblik en nodig is vir daai oomblik. Partymal is dit praktiese hulp, partymal is dit oor wat luister. Die einddoel bly altyd dieselfde is, hoe bring ek jou een tree nader aan Jesus? Nou ons praat baie oor liefde. Ons jaartema is gekoppel aan liefde en ek weet dit is iets wat ons konstant by stil staan, oor en ek wil hê jy moet beleef hoe dat Heilige Gees eintlik besig is om met jou hart te stoei en te werk. Lang terug 'n grappie gehoor van 'n gemeentelid die hoofman oor 100 of wat ook al, wat vir 'n klomp gemeentes verantwoordelikheid vat, kom kuier by daai spesifieke gemeente en hulle sê vir die ou, hoorie, hierdie pastoor van ons preek nou al die laaste 5 weke dieselfde skrifgedeelte. Hy vra vir hulle waaroor dit gaan. Die ou sê, man, dis daai, wat noem jy dit? Ag, ek kan nie lekker onthou nie, maar dis dieselfde ding oor en oor. Hy sê, okay, ek gaan vra om dit nog net een keer te preek, en as jy hom kan onthou, dan kan hy aanbeweeg. Ons staan stil by liefde, en dan voel jy, liefde, kan ons nie net praat oor die wederkoms nie. Dis baie meer interessant. Weet jy, Paulus het net stil gestaan by liefde. Oor en oor, as Paulus se mond oop gaan, ergens dan trek hy terug na liefde toe, 1 Korintiërs 13. Julle moet mekaar lief hê. Julle doen al hierdie wonderlike goed, as jy net liefde verstaan. As jy net liefde verstaan. Galasiërs 5:22, as jy net liefde verstaan. Hoekom? Want Paulus het 'n openbaring gehad van liefde. Paulus was die ou wat die reëls gevolg het. Paulus was die ou, daar was wette gewees. Hy was godsdienstig. En as hy nie by die reëls gehou het nie, hy was fanaties daaroor, was hy die ou wat dit gedryf het dat mense doodgemaak word. Die Christene het hy uitgemoor. Nee, daar's 'n oortuiging dat hy was teenwoordig en nie net teenwoordig by Stefanus se steniging nie, maar dat hy deel was van daardie proses.
Dink vir 'n oomblik aan die verskrikking van dit. En Paulus is die man wat opgedaag het, gesê, dis hoe ons dinge doen. Maar ergens het liefde hom beet gekry. Love got a hold of his heart. Nee, Jesus got a hold of his heart. En daai pennie het gedrop en 'n ding het geskuif in Paulus hart en sy fokus het geskuif en hy het gesê, ek kan nooit weer kyk na mense net deur vleeslike oë nie. Jesus het daai prentjie vir altyd verander binne in my en dis ietsie wat hy sê, dit dring my. Dit dring my, die Engels het so 'n mooi woord vir dring, is compel. Compel sê, ek kan nie anders nie. Ek kan nie anders nie. Die volgende 3 weke wil ons vir 'n oomblik daarby pause. Ons wil kom praat oor compelled by compassion. Compassion is 'n vorm van liefde, is 'n uitdrukking van liefde wat prakties geraak het. En is vir ons 'n Sela oomblik, hoor gou hierso. Dis 'n Sela oomblik. As jy Sela lees in die Bybel, sê hy, moenie so vinnig verder lees nie. Sela beteken pause, staan stil, dink oor hierdie. Laat Heilige Gees dat hy werk met jou hart oor hierdie. En Heilige Gees wil oor en oor wil hy met ons hart kom stoei en wil hy met ons kom werk en ons ietsie wat hy wil in jou persoonlike lewe wil kom skuif. Wanneer ons oor hierdie goeters praat, wanneer ons stil staan by hierdie goeters en waar die Here jou in 'n spasie gaan intrek wat jou lewe hoor gaan vir altyd anders lyk. Wanneer daai ding vir jou oopgaan en oopbreek, ek wil by die laaste gedagte uitkom, dis die impak van stuur op jou lewe. So wanneer ek ja sê vir stuur, wanneer ek vir stuur verstaan, nee, wanneer compassion deur my lewe begin opstaan, wanneer ek uitstap en in daai plek en daar begin funksioneer, dan is daar 'n groei wat plaasvind wat jy nie kon voorsien het of voorspel het nie. Mense dink baie maal groei gebeur wanneer God binne in my werk. Sê wanneer ek stil word in die woord, wanneer ek besig is met die Here, wanneer ek bid en is waar, daar's 'n stuk groei wat dit uitkom, maar die meeste groei, hoor wat ek vir jou sê, die meeste groei kom wanneer God deur jou werk. Wanneer jy skielik jouself moet voorberei dat hierdie persoon gaan my 'n vraag vra, hierdie persoon gaan 'n idee, ek moet nou skielik bid vir iemand, daar's 'n groei wat in jou binneste opstaan, wat nie kan vergelyk met enige ander tipe van groei in jou lewe nie. Paulus haal vir Jesus aan in Handelinge 20, vers 35, as hy sê, Jesus het gesê, dis beter om te gee, as om te ontvang. En dis hierdie beginsel, dis waaroor hierdie gaan, maar ons sukkel partymal met dit, nee. Ons engage in 'n spasie in waar ons gee, of waar ons betrokke is, of waar ons hart deel, of ons getuienis deel, of ietsie deel, maar eintlik in ons hart stoei ons baie maal ook met waar ons is. Nee, wat met ander woorde, waar jou behoefte is, wat het jy nodig? Waarmee sukkel jy? Wat is daai gebed wat jy voel, word nie beantwoord nie, en jy stoei met hierdie goeters. En daai stoei kom steel partymal jou vrymoedigheid om as gestuurde te funksioneer. Dit bring daai onsekerheid in jou binneste in, is wanneer jy beleef, Heilige Gees sê vir jou, werk in hierdie area, of doen hierdie een ding, en jy stoei met dit, sê Here, maar dis juist waarmee ek sukkel. Dis my gebed. En ons het 'n storie getuienis wat ons met julle wil deel vanoggend, en ons kinders is hier, ons het hulle toestemming ook om hierdie getuienis met julle te deel, wat presies dit uitbeeld, en ek gaan my vrou vra om gou die storie te kom deel. So, dis seker so 2,5 jaar terug, sit ek hier tydens 'n worship, en ek ervaar hoe die Here in my hart kom. Ons bid vir ons kinders wat sukkel om swanger te raak, en ek ervaar in my hart hoe die Here sê, hy gee vir ons kinders, dis sy hart vir ons, dis die belofte wat hy vir ons gee, is dat ons kinders het, en die vyand kom probeer daai steel, maar ons moet vas staan op die woord wat hy gee, die beloftes. Maar ek ervaar dit nie net vir ons kinders nie, ek ervaar dit, daar's girls in die gemeente wat sit, wat met dieselfde wroging gaan, en ek kom share daai woord, en daai oggend bid ons vir die girls, en
dit was net so rukkie na my ons dogter haar eerste miskraam gehad het. En dis seer en deel die woord en so ruk later kom een van die girls na my toe en sy sê vir my, ons is gesê, daar gaan nie 'n baba wees nie, maar hier, ek is 5 maande swanger, ek het opgestaan daai oggend toe jy die woord gedeel het ek op daai belofte van die Here kom staan. Was nie lank daarna nie, toe ons dogter nog 'n baba verloor, en nou sit ons met hierdie wroging, Here, maar U het hierdie woord vir ons gegee, en ons hoor al die getuienisse van girls, wat kom en sê, maar die Here het vir my gegee, ons het op daai belofte gestaan, en ons dogter het weer 'n miskraam gehad, en ons ervaar ons kinders se seer, om te sien hoe hulle sukkel, en net die belofte te staan, Here, maar U het hierdie belofte vir ons gegee, van 'n baba, en ons sien dit nie gebeur nie, en ons hoor van die een getuie na die ander, en ons moes vasstaan op daai belofte, die Here, ons het die sang nou gesing, Your evidence is good in my life, en die Here kom herinner my aan dit, nie jou tyd, nie my tyd, staan vas op die belofte wat ek vir jou gegee het, en vandag kan ons getuig, Kayla Jane was veronderstel om eers môre te kom, sy's 5 weke oud, ons kinders het haar naam vir haar gegee, het kom uit die woord uit, en dit staan vir Fortress of God's Grace, en hulle skryf in hulle getuienis van, hoe die Here hulle fortress was, in al hierdie swaar, en vanoggend kan ons as 'n familie getuig van God se goedheid, as jy bly vasstaan in sy woord, en ons poplap is amazing, en sy sterk, en sy is gesond, of sy nou 'n prembaba is of nie, die Here is getrou in sy woord. Okay. So hulle is hier vanoggend, en gister sit ek met Kayla in my arms, sy is hierdie pragtige, ek weet alle oupas sê dit seker nie, maar ek babietjies is gewoonlik nie vir my mooi nie, maar sy's beautiful, kom aan, julle paas wat meisiekinders het, nee, ek gesels na die eerste diens met een van die man, hy sê, ja, as ek die seuns wakker maak, sê ek, hey, kom, staan op, maar met sy dogter sê hy, kom sit so langs haar by die bed, en dan streel hy, so saggies, en daar so iets amazing en mooi in dit, en is vir ons so voorreg. Maar iets wat ek vir jou wil sê, partymal gebeur dit nie. Partymal is daar Habakuk oomblik, as jy stoei, nee, as jy stoei, en jy sê, Here, ek stoei in hierdie. En die Here sit iemand langs op jou pad, en jy moet bid vir daai ouens. Nee, of die Here gee vir jou 'n stuk wisdom oor finansies, maar jou eie finansies is, jy weet nie hoe nie. Nee, Here wil vir jou gebruik vir iemand te gaan bemoedig wat sit met 'n terminale siekte, maar jou word nie gesond gemaak van jou siekte nie. En as ietsie hier in, hoor wat ek vir jou sê, die liefde is nie 'n ding wat ek sê, Here, hier's my manipulasie tool. Wanneer ek hierdie doen, ek doen dit sodat ek by daai plek hierdie getuienis kan uitkom nie. En die ding wat ek en Renée vir jou moet sê is, ons sal aanhou en aanhou. En dit sal vir ons moeilik wees, baie net so moeilik soos wat dit vir jou is. Maar ek sê nou vir jou, as die Here oor en oor girls na haar te stuur en sê bid vir hierdie girl, of spreek 'n woord oor hierdie girl, of stap 'n pad saam met hierdie girl, gaan sy dit oor en oor doen, maak nie saak wat daai seer en daai gebrokenheid, dis asof die Here hierdie goeders bring, hierdie goeders waarmee jy stoei, asof hy daai goed bring en sê, okay, ek gaan dit gebruik. Ek gaan presies dit gebruik, en jy gaan ander mense se lewens raak leef, hulle stapie nader aan Jesus bring, as gevolg van dit. Hoekom? Because what the enemy meant for evil, God will turn into good. Dis die storie van liefde, dis die storie van gestuur wees, dis die storie waarvoor ons ja sê. Lisa Marie, as julle vorentoe sal kom. Ek wil jy moet vir 'n oomblik net, maak gou jou oë toe, net vinnig, hierdie gaan net vir 1 minuut of 2 wees. Sien die mense raak, wat jy lief het in jou lewe. Mense in jou huis, mense by jou werk, waar jy werk, waar jou kinders dalk op die skool is. Sien die name in die gesigte raak wat Jesus vir jou sê, hierdie ouens roep ek vir jou om lief te wees.
Hier's 'n naam, hier's 'n individu, hier's 'n persoon, dis iemand dalk wat in jou huis werk, dis dalk iemand wat by jou werksplek 'n werknemer is van jou, of 'n kollega, of dalk 'n baas. Hoor hoe Heilige Gees jou net kom vra, is meer as die salaris wat jy die persoon betaal, is daar 'n ding wat jy in jou hart kan beleef, wakker word, wat sê, daar's 'n liefde wat my dring, daar's 'n liefde wat my dring, dat iets in my lewe jou sal beïnvloed, en jou sal raak. Nou kyk gou vir my. Kyk gou vir my. Hier's die waarheid, is dat as ek en jy mense liefhet, met die liefde van Jesus, as ons mense in die naam van Jesus liefhet, is dit onmoontlik, as ons disippelskap langsaan gestuur wees, langsaan gemerk wees, as ons die twee goeders by mekaar bring, is dit onmoontlik om iemand lief te hê, en nie eers hulle raak te leef, op 'n manier wat hulle een stap nader skuif van Jesus nie. Daar moet daai begeerte en daai dringendheid in ons wees. En ek weet, as jy hier sit en jy hoor hierdie, is daar van julle wat dink, dis nie wie ek is nie. Ek is nie daai sendeling nie. Ek gaan nooit dit kan wees nie. Maar die Here praat nie hier oor 'n persoonlikheid nie, hy praat hier oor 'n hart. Hy praat hier oor 'n oortuiging wat uit jou binneste uitborrel. En miskien sit jy en jy sê, ek het nie 'n klou nie, as jy hierdie goeie sê, dan val my torre heeltemal af, want ek weet nie hoe my lewe effek op iemand anders se lewe kan hê, en 'n doelbewus kan wees, dalk kan ek net iemand lief wees voor yes, dalk kan ek net omgee, dalk kan ek net luister, yes, en nog yes, maar daar is 'n doelbewustheid, en 'n intentionaliteit, soos daai ouens. Die rede kom Johan Karstens my oortuig het, is want hy het ons die stories vertel van die kappel wat alreeds in Istanbul was, wat hulle families agtergelos het, wat in 'n vreemde land bly met weird en vreemde kulture en goeders wat die ouens doen. En hulle staan nie in die oggend op en dink, okay, lekker, ons gaan werk toe vandag en hoop die verkeer is nie te bad nie. Hulle staan elke liewe oggend op met 'n intentionaliteit, die rede hoekom ons hier is. Dis vandag bid ek vir my buurvrou en sy ken nie die Here nie. Sy's 'n moslim. Sy's vasgevang in 'n sekere kultuur. Hulle hou hierdie fees waar die sommer in die agterplaas die billetjies slag en allerlei weird gedoen. Ons gaan staan in die midde van dit en ons bid vir hierdie ouens. En ergens maak die Here 'n deur oop vir ons dalk 'n mate van 'n gesprek kan hê. Ons leef in 'n land waar ons oop gesprekke kan hê. En tog sukkel ons daarmee. En as jy daarmee sukkel, as jy nie weet hoe nie, ons het 'n website. Ons global website sê dis courses.doxideo.org. Jy kan daai scan, dis op die preeknotas wat ons uitgestuur het vir oggend. Jy kan 'n mental note maak. Waar ons gratis materiaal gee, video materiaal van ons beste inhoud. Dis video, dis ander formate en al wat jy hoef te doen is jy kan iemand sê, hey, ek wil saam met jou kuier 1 keer 'n week op WhatsApp. Lees hierdie ding, kyk hierdie ding, luister hierdie ding. En kom ons gesels net oor dit. Dalk 1 keer 'n maand in 'n koffie, hey. Jesus se gedagte. Daar's meer as genoeg inhoud. En ek weet wat jy dink, is wat as hulle 'n vraag vra wat ek nie voor antwoorde het nie. Dis kom Heilige Gees daar is vir jou. Jy's nie geroep om die regte antwoorde te gee nie. Jy's geroep om Jesus se liefde op 'n manier so sigbaar net te maak en iemand anderste op 'n pad te sit wat hulle dink. Die Here gaan jou help, hier's genoeg mense hier ook wat saam met jou die pad sal stap en saam met iemand as die vrae te diep en te swaar raak. Al wat jy hoef te doen is om ja te sê. Here, ek sê ja vir gestuur wees, want gestuur het my lewe verander. Die feit dat U gestuur is. Ons gaan nou nagmaaltafels toe gaan. Ek gaan gevra het, soos dat jy nagmaaltafel toe gaan, hoor jy daai tafel roep uit. So lief. Gregor, as jy daai tafel draai gemaak, gebeur elke keer met my. As ek daarby uitkom en sê hy vir my so lief vir die Here jou Johan. Nee, so lief het hy jou Gregor. So lief. So lief, en dit gryp jou aan, nee, dit is ietsie wat hier om jou hart kom draai en jy weet jy's geanker in dit en jy en jou girls, hy bly in 'n meisieskos, hy sê hy het 'n vrou en 3 dogters. Maar vandag wil ek iemand hoor
Die Here roep iets verder, daai so lief. Kom gryp vandag jou hart aan. Here, ek het so lief. Ek het so lief, ek het so lief, ek vir daai persoon so lief. Dis nie net emosie nie, daar's 'n ding hier binnekant wat my dring in daai rigting in. So lief. As Jesus hierdie kom doen, dit kan ek nie anders nie. So lief het my hart beet gekry en dit wil nie laat gaan nie. Jesus has got a hold on my heart and he won't let go. En gee oor en sê ja vanoggend vir die feit dat jy gestuurde is. Jy is welkom op te staan en ons gaan uitbeweeg na Gemeentafels toe. Dankie.